Ek sê vir u baie welkom by die erediens van die NG Kerk vir Karasburg vir Sondag 16 Junie 2024. Ons is hier. Mag hierdie woord wat u ook vandag ontvang vir u tot seën wees ook in u lewe en u verhouding met God, maar ook saam met mekaar. Voordat ons teksgedeelte lees, kom ons bid net saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die wete dat u 'n God is wat u self aan ons kom openbaar deur u woord, maar ook deur ander maniere wat ons ook help, Here, om u beter te leer ken. So Here, wil ons vandag ook meer leer deur u woord en vra daarom u seën op dit wat ons gaan ontvang, dit wat ons lees, dit wat ons hoor. En mag dit ons harte, Here, verdiep, versterk in die geloof en ook vestig vir dit wat voor lê. En ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons skrifgedeelte is Efesiërs 4 en ons lees daar vanaf vers 11 tot en met 16. En hy het sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars gegee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God, en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en die gekonkel waardeur hulle dwaling beplan. Maar dat ons eerder, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na hom toe sal groei. Hy, Christus, is die hoof, uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind, deur die ondersteuning van elke gewrig, volgens die werking van elke deel afsonderlik, die groei van die liggaam bewerk, tot sy eie opbou in liefde. 'n Redelike mond vol, maar ons lees net tot so ver saam. Ek weet nie wie almal kan onthou nie, maar die dag toe ek hier in die gemeente bevestig is, het ek 'n boodskap ook uit hierdie teksgedeelte gebring, oor hoe belangrik dit vir die Bybel, en met ander woorde eintlik hoe belangrik dit vir God is, dat die liggaam van Christus opgebou word deur die gawes wat God aan die gemeente gee. En gegee die afgelope tyd se verwikkelinge in die kerk, waar al hoe minder gemeentes volle predikante kan bekostig en onderhou, en hoe meer daaraan begin gefokus word op die opleiding van lidmate en disippelskap, hoe meer belangrik word hierdie waarheid van die teks ook vir ons as gemeente. Wanneer 'n mens Efesiërs gaan deurlees, dan kom 'n mens agter dat Paulus in hierdie brief van hom die gemeente leer oor hoe om gemeente te wees. In die eerste hoofstuk is dit meerendeels net Paulus wat as ware die gemeente groet en dan lof aan God bring, want alles wat ons is en wat ons het, is danksy die genade wat God aan ons bewys, sonder dat ons dit verdien. En hy sluit dit dan ook af met 'n gebed wat hy vir die gemeente bid. In hoofstuk 2 leer hy hulle dat hulle moet onthou, almal van hulle was eers sondaars wat op pad hel toe was. Niemand het dus iets om op te roem nie. Maar danksy God se genade is hulle deur daardie genade gered. En nou deur Jesus dan ook saamgevoeg is en daarom as 'n nuwe eenheid moet saam funksioneer. En in hoofstuk 3 brei Paulus uit oor hoe Jesus dan deur hom mense na God toe bring, sodat hulle sy liefde kan begryp. En sy eie roeping gee dus as 'n voorbeeld waarna hy weer vir hulle gebed doen. En daarom nou in hoofstuk 4 moet hulle dus besef dat die kerk as 'n eenheid saam moet werk. En hy beskryf hoe dit funksioneer juis dan ook deur middel van die gawes wat God aan die gemeentes gee. En hoe hierdie funksionering anders is as die ou lewe. Nou heelwat gemeentes in Suider-Afrika staan voor 'n redelike klompie uitdagings. Met die tye waar alles besig is om duurder te word en ons geboue al hoe ouer, alles terwyl heelwat gemeentes al hoe kleiner word, raak dit elke jaar al hoe moeiliker om finansiëel kop bo water te hou. En vir heelwat gemeentes lyk dit en voel dit of hulle dalk eerder besig is om te begin sink. Dit raak nou al hoe meer algemeen dat jy gemeentes kry wat nie meer voltydse predikante kan bekostig nie. So daar word na 'n klompie verskillende dinge en maniere gekyk oor hoe om dit weer te oorkom.
En aan die ander kant probeer die kerk om 'n moontlike probleem rondom die beskikbaarheid van predikante in die land ook aan te spreek. Ek weet dat die aftrede byvoorbeeld nou al uitgeskuif is. Ons weet van opleiding waarna gekyk word. En ek dink dis ook juis een van die deurbrake wat die kerk die afgelope klompie jare gemaak het. Wat ook nou al hoe meer beter verstaan word, is dat daar baie hard probeer word om gemeentes nie toe te maak nie. Maak nie saak hoe klein 'n gemeente is nie, want die hele gedagte agter dit alles is dat ons glo dat elke gemeente bestaan omdat God die gemeente daar geplaas het. Al die gemeentes het 'n algemene roeping wat te doen het met die uitdra van die evangelie, om mense tot bekering te bring. Maar ons glo ook dat elke gemeente 'n unieke roeping het, wat anders is as al die ander gemeentes in die wêreld. Dit beteken dat elke gemeente bestaan daar vir 'n rede. Die NG Gemeente van Karasburg is deur God hier geplaas vir 'n spesifieke rede. Die uitdaging is natuurlik om te ontdek wat daar die rede is. En as ons na Efesiërs gaan kyk, dan leer ons 'n sekere paar dinge wat Paulus ons leer oor hoe Jesus gemeente saamvoeg en struktureer wat eintlik help vir 'n gemeente om te kan funksioneer volgens God se model. En of 'n gemeente nou 'n predikant het of nie, wanneer hierdie model geleef word, dan begin 'n gemeente volwasse raak en leef dan nader aan wat God se doel en roeping met 'n gemeente is. En dis waar ons dan nou juis kyk na Efesiërs 4. 'n Kind wat nog klein is, moet by sy ouers bly in die huis, sodat hy kan kos kry, beskerming kan geniet, liefde en leiding kan kry, voorbereiding om eendag dan as 'n volwassene uit die huis te kan beweeg. 'n Volwasse persoon is egter iemand wat uit die vaderhuis uitbeweeg en 'n lewe op sy eie kan maak. Ons teksvers praat ook daarvan dat 'n gemeente soos 'n kind kan wees, of volwasse soos 'n volgroeide mens. Iemand wat op sy eie voete kan staan. 'n Gemeente kan tog nie passief bly soos hy altyd was as 'n kind nie. Daar moet altyd 'n geestelike groei wees, net soos ons as mense altyd bly groei. Ons kan dus nie net sit, ontvang en daarmee tevrede wees nie. Want om te groei vra iets van ons. Dit verwag tog dat ons sal aan die beweeg kom en onsself ook in posisies sal plaas waar ons kan groei. 'n Kind spandeer ons tog baie tyd en energie en bronne om hom deur die skool toe te stuur, om hom deur universiteit te kry of wat ook al. Alles sodat hulle dan kan leer en voorberei word vir die volwasse lewe. Nie eers te praat van die persoonlike opvoeding deur die ouer om hulle kinders voor te berei vir die sosiale wêreld daar buite nie. En met dit dat ons ook 'n baba verwag, ek en Eileen, is dit juis iets wat ons die afgelope tyd net al hoe meer veral in my gedagtes bly kom het oor hoe ons eie kind gaan help voorberei om te groei tot 'n volwaardige, goed voorbereide volwassene eendag. In Efesiërs 4 vers 11 vertel vir ons dat God sekere gawes aan die gemeente gegee het om elke lidmaat, en let wel, elke lidmaat van die gemeente, toe te rus om in diens te staan in die gemeente. Dit sal ons dan help om geestelik as 'n gemeente te kan groei, sê vers 13, na 'n volgroeide mens, so volmaak en volwasse soos Christus. En dit bring 'n onwillekeurige vraag na vore oor hoe suksesvol ons as gemeente werklik daarmee was en is. En of elke lidmaat werklik volwasse in die geloof geword het en toegerus is, of dalk nie. Maar daar's een sin in vers 12 waarna ek spesifiek wil kyk, om die liggaam van Christus op te bou. Die vraag wat ons mekaar gaan moet vra is, hoe dra ons as gemeente, ten spyte van so baie dinge wat eintlik werk teen die voortbestaan van klein gemeentes vandag, hoe gaan ons werk en aan bydra tot die opbou van die liggaam van Christus? Een van die grootste uitdagings, en ek dink eintlik ook juist die opdrag van die kerk en aan die gemeente wat deur Jesus Christus gemaak word in Matteus 28, is dat ons grootste prioriteit moet wees om mense wat nog nie vir God ken nie te help om tot bekering te kom en lidmate van die gemeente te maak en hulle te lei tot disippelskap. Ons grootste uitdaging is nie om die erediens in stand te hou of om bazaars te hou nie of om die geboue heel te hou nie.
Nee, ons grootste uitdaging is om mense te help om van die donker af oor te kom na die lig toe. Dis die algemene bestaansdoel van alle gemeentes. Ons moet mense na Jesus toe lei. En dan moet ons wonder, is die rede hoekom ons as gemeente aanhou kleiner word, nie dan juis omdat ons faal in hierdie opdrag van Jesus nie? Wanneer laas het 'n nuwe bekeerling by ons as gemeente aangesluit? Of is almal op Karasburg, alle mense, geredde mense? Om daar te wees vir mense met die goeie boodskap van Jesus, sodat hulle ook vir God kan ontmoet. Vir daai persoon wat verward is, om hom na Jesus toe te bring sodat daar ook rigting in sy lewe kan wees. Vir daai een wat eensaam is, na Jesus toe te bring sodat hulle nooit weer alleen hoef te voel nie. Vir daai een wat stikkend is binne-in, sodat hulle die ongelooflike heling en aanvaarding van Jesus se genade en liefde kan ervaar. Dis natuurlik nie die enigste manier om die liggaam van Christus op te bou nie, maar dis wel een van die belangrikstes. As 'n gemeente nie daarmee besig is nie, dan moet 'n mens wonder oor 'n gemeente se bestaansreg. Want as 'n gemeente nie doen wat God van hulle vra nie, hoekom moet daai gemeente dan nog voortbestaan? Ons gemeente het 'n roeping. En elke lidmaat in die gemeente is deel van daardie roeping. Elkeen van ons het gawes en talente ontvang van die Here af, gawes en talente wat elkeen help om mee te werk aan hierdie roeping van ons gemeente. Selfs nog meer. Wanneer die Heilige Gees in en deur 'n mens werk, hang dit nie eers af van 'n mens se gawes en talente nie. Dan hang dit af van jou bereidwilligheid om daar te wees, om diensbaar te wees. Efesiërs 4:16 herinner ons hieraan. Christus is die hoof, uit wie die hele liggaam harmonieus, saamgevoeg en saamgebind, deur die ondersteuning van elke gewrig, volgens die werking van elke deel afsonderlik, die groei van die liggaam tot sy eie opbou in liefde. Die 1983 vertaling interpreteer dit soos volg: Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde. Die opbou van die liggaam van Christus is dit nie net 'n paar mense se werk nie. Dis elke liewe persoon in die gemeente se medewerk. En hierdie groei vind net plaas vanuit Christus as die hoof van die gemeente. Christus wat die hoof van die gemeente is ook die krag waarmee 'n gemeente groei. 'n Gemeente staan in verhouding met Christus. Elke lidmaat staan in verhouding met Christus. En dit is slegs in hierdie verbondenheid met ons Here van waaruit ons kan groei. En hiervoor gee die Here sekere gawes, noem dit maar toerusting, aan gemeentes. En in Efesiërs 4 deel Paulus dan 5 sulke gawes of tools wat as geskenk aan gemeentes gegee word, om hulle te kan help om geestelik te kan groei. Die Here gee apostels, mense wat omsien na die leiers van gemeentes en rigting gee ook. Die Here gee profete wat aan ons sy wil baie duidelik kom maak. Hy gee ook aan ons evangeliste wat ons help om gefokus te bly op die mense wat nog met die evangelie bedien moet word. En hy gee ook vir ons herders wat 'n passie het om na mense om te sien en hulle by te staan. En die Here gee ook vir ons leraars, mense wat die gemeente kan leer in die geloof oor hoe om geestelik dan ook te groei. En ek het dit al voorheen ook al gesê, ek val onder die leraars. Al die gawes wat God my gegee het, is daarop gemik. En die wonderlike is, die Here God gee aan elke gemeente al 5 hierdie gawes. Efesiërs 4 wil elkeen vandag dan kom uitnooi, om deel te wees van die werk van die gemeente, om deel te wees aan die opbou van die liggaam van Christus, om te soek wat jou gawes en jou talente is, en jou plek geestelik te vind in alle aspekte van die bediening en diens aan die Here. Om te help fokus op die bediening van God se genade en liefde aan die wat dit nodig het. Om te help ontdek wat die gemeente se unieke roeping is, waar ons geplaas is, juis hier op Karasburg. En omdat dit geskied in ons gebondenheid met Christus, is dit ook iets wat in en deur die liefde van God geskied. Ek hou van die woorde in vers 16, saamgevoeg, saamgebind en ondersteuning. Ons gawes en talente is daar om mekaar op te bou, om mekaar mee te bedien, mee lief te hê
en te ondersteun. Dit vra dat ons elkeen saam met God sal kuier en hom sal vra wat my roeping is. En dit maak nie saak wat jy in die lewe doen nie. Maak nie saak wat se gawes jy het nie. God het elkeen van ons geroep met 'n rede om deel te wees van die gemeente. Vind dit. Leef dit. En mag ons dan so saam bou, nie net aan ons gemeente nie, maar ook in die koninkryk van God, en so dan groei om as 'n gemeente volwasse te wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons dank die Here dat U ook in U genade ons aan mekaar verbind. Dat ons daar is vir mekaar om mekaar te help groei en sterk te word in die geloof. Here, U het nooit bedoel dat enige Christen alleen moet wees nie. Dat ons altyd saam moet wees. Dit sien ons ook, Here, in U handeling toe U die disippels 2-2 uitgestuur het. Nooit alleen nie, maar 2-2 saam. Ons eer U, dat ons kan weet dat U ook van ons 'n groep mense wat U liefhet en wat U wil gehoorsaam, Here, dat U ons geroep het, dat U ons toerus en dat U ons wil gebruik. En dit is ons gebed, Here, dat U ons sal gebruik volgens U wil alleen. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Ontvang dan nou ook die seën van die Here. Die Here sal julle beskerm waar julle ook al gaan. Die Here sal julle krag gee wanneer julle dit nodig het. Die Here sal sy gawes aan julle gee soos benodig word. En die Here sal julle so baie liefde gee dat dit oorspoel na ander. Amen.